ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 467. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Al 8 daai titels hanteer ek in daai boek. Ek het 13 jaar aan daai boek gewerk, so die inligting daaraan is ongeëwenaar. As iemand aan die dood afgestaan het, dis die boek wat jy moet hê om werklike berusting te kry. Sou jy 'n vraag het of enige iets meer wil weet, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, uitsit belangrik dat jy na deel 1 sal gaan begin, want anders sal jy nooit die volle waarheid weet nie. Dit is noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang van al ons studies, as ook natuurlik ons TikTok boodskappe maandag tot Vrydag. As jy die kontak vir die kennisse, vriende, almal wat jy lief is, hierdie reeks is lewensveranderend, maak seker jy skryfblok en pen, ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. U woord sê, Vader, hoe wonderlik is wanneer u kinders, die Javiste, die bruid van Javashua, saam verkeer. Dankie vir die salwing van die Ruach HaKodesh. Dankie dat ons deel van 'n bruid kan wees wat universeel is. Ons is nie 'n ou groepietjie, 'n handjie vol hier in Suid-Afrika, in die suidpunt van Afrika nie. Nee. Wanneer ons na die verslag kyk op die YouTube wat ons van hulle kry en ook ons webtuiste verslae, dan sien ek dat dis fenomenaal. Dankie Vader. Maar dan besef ek ook dat die woord sê, daar's blydskap in die hemel as een siel hom tot Javashua bekeer. Ek bid omdat ons evangeliste is, Vader, en 'n sielelas het, bid ons vir 'n siel. Die woord sê dat u daagliks by die gemeente gevoeg. Berei ons toe in die woord en die verstandhouding van die woord, in die geopenbaarde bonatuurlike woord, om te kan lees en te luister en te kan verstaan wat u vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Javiste, halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir 'n wonderlike geleentheid gaan wees. Halleluja. Die boek Spreuke hoofstuk 24, let op die beeldspraak, let op die beeldspraak. Hebreërs 1 vers 2. Hy het nou gesê gisteroggend vir ons dat hy spreek nie meer deur profete nie, so iemand lieg vir iemand. Javashua was die laaste profeet wat hy gebruik het, dit was sy seun. Vandag spreek hy tot ons deur sy seun, deur die Ruach HaKodesh. Hebreërs 1 vers 2. Nou luister, onthou die laaste gedeelte, hy sê, hy spreek tot ons deur sy seun, toe sê ek Javashua. Nou gaan hy net aan hierso. Hebreërs 1 vers 2. Wie hy, Jahwe die Almagtige, as erfgenaam van alles aangestel het. Wat sê hy? Wie hy, Jahwe die Almagtige, as erfgenaam van alles aangestel het. Volgens Johannes 1 vers 1, terwyl die seun nog nie eers bestaan het nie. Ons gaan dit nou sien in die boek Hebreërs ook. Die seun volgens Johannes 1 vers 1 was net in die gedagte van die Vader. Nou gaan ek vir u wys, dis 'n feit. Maar hy het in sy gedagtes geweet, hy gaan die seun aanstel.
as sy erfgenaam, wanneer hy hom as die seun gaan genereer. Kom luister as Hebreërs 1 vers 2. Wie hy, Jahwe die Almagtige, as erfgenaam van alles aangestel het. In sy gedagtes het hy hom klaar aangestel, terwyl hy nog nie daar was nie. Dis hoekom Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by Jahwe, en die woord was Jahwe. Hy kan nie by Jahwe wees en Jahwe wees nie, dis onmoontlik. Maar omdat hy in die gedagtes was, nou sê hy, wie hy, Jahwe die Almagtige, daar moes eindig gestaan het, nog as erfgenaam van alles sal aanstel. Want nou lyk of die aanstelling klaar plaasgevind het, terwyl daar nog nie so seun was nie. Dis so slie, die Bybelgenootskap, of kom ek sê, Tosius en sy trawante, vrymeselaar trawante was, toe die Bybel geskep het. Wie hy, Jahwe die Almagtige, nog as erfgenaam van alles sal aanstel, terwyl die seun nog nie eers in die hemel tot wording gekom het nie. Daar's nog nie hier gesê hoe die seun tot wording gekom het nie, maar hy praat alreeds van die seun asof hy daar is. Verstaan jy dit? Soos Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by Jahwe, en die woord was Jahwe. Nee, die woord was in Jahwe. Woord kry al meer en meer betekenis, né? Wie hy, Jahwe die Almagtige, nog as erfgenaam van alles sal aanstel. Nou luister, ons gaan aan, terwyl die seun nog nie eers in die hemel tot wording geword het nie. Deur wie hy, of eerder vir wie hy. Hy sê daarso, aangestel het, deur wie hy, of dit moet eerder lees, vir wie hy, Jahwe die Almagtige, ook die wêreld gemaak het. Daar's nie 'n wêreld gemaak nog nie, want die seun is nog nie eens daar nie. Daar's nog nie eens engele in die hemel nie. Verstaan jy waarvan ek praat? En dis wat die mense totaal en al confuse. Want nou lees hulle die skrif so wat dit vertaal was. En dis was vertaal met die doel om verwarring te saai. Dit het 50 jaar van my lewe gevat, in navorsing en studies, en dan die bo-natuurlike Ruach HaKodesh, 2008, toe ek besig was met my doktorale graad. Na ek en pastoor Rika klaar 2 uur môre, het ek van 8 tot 2 het ek geswat in die nag. Van 8 uur in die oggend tot 2 uur in die nag. En terwyl ons klaar stilte tyd gehou het, en Hebreërs, die boek Hebreërs gelees het, Hebreërs 1 vers 1 tot en met vers 14. En ek klaar van goeie gesê, en ons omgedraai het om te slaap. Terwyl ek lê, toe maak Jahwe vir my die woord oop. En ek sien die woord met die stukke tussenin. Kan jy dit verstaan? En vandaar weet ek met verskillende professore en dokters, pastore en ouens die woord gedeel. En met gewone mense elke keer het hulle gesê, amazing, 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 bo-natuurlik. So ons moet net verstaan hoe die woord geskryf is. En omdat ek 1 of 2 woorde insit in hakkies, sê nie ek verander die Bybel nie. Die Bybel is geskryf, maar as hulle dit verkeerd hersien het, en jy kan dit lees en nie eers sin maak nie. Wat help het jy lees dan die Bybel? Maar as ek vir jou die woord gee wat daarin pas, en dit maak sin. Hoe die Engelse spreekwoord wat sê, adapt or die. Ek gaan nie my plek in die hemel verloor, omdat ek 'n woord kan inlees, wat pas daar, wat nie daar geskryf is nie, wat 'n ander dom ou, wat gedink het hy ken Grieks, daar kom inskryf het nie. Ja, maar die Bybel sê, elke woord is ingegee deur die Heilige Gees, en dit is regtig. Elke woord is deur die Heilige Gees ingegee.
En dan sê die gebed, die Onse Vader, en lei ons nie in versoeking nie. Jaffa, enige mense in versoeking lei, dan wil ek hom nie ken nie. Laat nie toe dat ek in versoeking gelei word nie. Die Bybel sê, hy lei geen mens in versoeking nie. Net so vir terloops, het net met my opgekom. Hebreërs 1 vers 2. Hy, wie hy, Jaffa Almagtig, as erfgenaam van alles aangestel het, hy sal hom nog aanstel. Terwyl die seun nog nie eers in die hemel tot wording gekom het nie. Deur wie hy, of eerder vir wie hy, want dit was die doel van die seun. Wat? Om die verlosser te wees. Verstaan? Daar was nog eers 'n aarde gewees nie. Of kom ek sê anders, Genesis 1 sê, in die begin. En voor dit was Jaffa reeds gewees. Genesis 1. Hebreërs leer ons so. Deur wie hy ook, vir wie hy ook, die Vader, ook die wêreld sou gemaak het. Die wêreld was nie gemaak nie. Hierdie hele gedeelte wat ons op pas bestudeer het, is net die verduideliking wat Jaffa die Almagtige se planne en doel met die hele skepping sou wees. Dis al wat Hebreërs 1 vers 2 vir ons verduidelik. Waarvoor die seun daar sou moes gewees het. Hy was nie daar nie. Want Genesis 11, want Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by Jaffa, en die woord was Jaffa. Hy kan nie by hom wees, en hy kan die skepper wees nie. So wat het gebeur? Dit wat ek nou vir julle gelees het alles in die Vader se gedagtes afgespeel. Alles het afgespeel. Hebreërs 1 vers 3. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Hy, kyk my vingers, Jaffa, wie net in die gedagtes van Jaffa die Almagtige was. Hy, nou lees hy aan, wat die afskynsel is. Wat sê afskynsel? Dis 'n koppie. Hy, Jaffa, wat in die gedagte van die Vader is, wat die afskynsel is van sy Jaffa Almagtige, van sy wese of sy persoon, en alle dinge sal dra nie, hy sal dit dra, want hy is nog hierso, hy is nog nie daar nie, en alle dinge sal dra deur die woord. Halleluja, die woord, Johannes 1 vers 1, hier bevestig Hebreërs 1 vers 3. En alle dinge sal dra deur die woord. Van sy, dit is Jaffa Almagtig se krag. Jaffa kon niks uit homself het kon gedoen het nie. Nadat hy, kyk my vingers, Jaffa wie nog nie eers tot wording, wie nog eers tot wording sou kom, die reiniging van ons sondes bewerk het. Hy sou dit bewerk. Dit was die doel wat die Vader die Seun voor geformeer het. Of hy, laat ek dit sê, gegenereer het. Hy het hom nie geformeer het. Die reiniging van ons sondes sou bewerk het. Deur aan die kruishout te sterwe. Daarna het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit. Daar's nog niks in die hemel nie. So hoe kan hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit, as daar nog niks was nie? Die swarte sê epizulu, bo, in die gedagte, sielsdimensie, gaan sit aan die regterhand van die majesteit, van Jaffa die Almagtige, in die hoogte, naamlik die hemele. Verstaan ons dit? Kom ek lees hom weer. Vers 3. Hy, Jaffa, wie net in die gedagtes van Jaffa die Almagtige is op daai stadium. Wat die afskynsel is van sy Jaffa die Almagtige, van sy wese, sy persoon. En alle dinge sal dra, nie, sal dra. Toekomstige tyd. Deur die woord, Johannes 1 vers 1,
van sy, naamlik Jahwe Almagtige se krag, nadat hy Jahwe wie nog nie eers tot wording gekom het nie, die reiniging van ons sondes sou bewerk het. Kyk, as jy die woorde insit, sou bewerk het. Dis die doel van die seun. Dis waarvoor die aarde gemaak sou word. Dis waarvoor hy die seun sou genereer. Deur aan die kruishout te sterwe. Daarna hy gaan sit aan die regterrand van die majesteit van Jahwe die Almagtige in die hoogste, naamlik die hemele. Nou wil ek jy moet verstaan, al wat hier verduidelik word, is die proses wat gevolg sou word, nadat Jahwe tot wording gekom het. Hy was nog nie hier tot wording nie, dit was alles hierso. En wat sy doel op aarde sou wees. Hoe het hierdie skrifgedeelte vanmôre begin lees? Hy wie as erfgenaam van alles aangestel is, hy sou aangestel word. So hy was in die gedagtes van die Vader gewees. Nou sê ek net weer hierso, al wat hier verduidelik word is die proses wat gevolg sou word. Nadat Jahwe tot wording gekom het of gegenereer was en wat sy doel op die aarde sou wees. Nadat ons verstaan wat ons nou gelees het, besef ons vandag in 2026 dat hierdie gedeelte is net 'n voorskouing van dit wat nog in die toekoms sou gebeur het. Dit was alles net in die gedagtes van Vader Jahwe die Almagtige gewees. Nou wil ek hê dat môreoggend moet jy dit nie mis nie. Nou gaan vat Hebreërs hoofstuk 1 met dit wat jy nou weet, jy gaan kyk wat kan jy self by mekaar bring. Bid vir insig dat Jahwe dit ook maak. Ja, dis moeilik om dit goed dadelik te verstaan. Jy het nodig om dit te herkou, deur te bid. Want jy weet wat? Meeste van die mense is vas aan kerktradisies en dogma. Tot môreoggend as Vader liewe gesondheid spaar. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.